Ok, is reg. Dan is hy, almal 'n plekkie. So die storie is vandag oor Rut en Naomi en hoe God vir hulle gesorg het. Ek het julle laas keer vertel, of seker 2 weke terug, toe onthou julle die storie van Rut, toe trou sy met 'n man, en dit was 2 boeties, het getrou met hierdie 2 vroue, en Naomi het ook 'n man gehad, maar toe gaan al die mans dood. En toe is hulle baie hartseer, toe moes hulle 3 begrafnisse hou. So toe het Rut en Naomi teruggegaan na Naomi se huis toe in Bethlehem. En toe het hulle nou daar gebly, nou waar gaan hulle kos kry? Want Naomi kan nie werk nie, sy is te oud, en Rut kan nie sommer by 'n winkel gaan sê, het julle vir my werk, dat ek by die winkel kan werk? Sy kan nie dit doen nie, want in daai tyd het die vroue nie so gewerk nie. En toe dink hulle, maar hoe gaan ons kos kry? Maar toe onthou hulle, God het in die Bybel gesê, dat as 'n vrou nie 'n man het nie, of as sy van 'n ander land kom en daar is die kos hier, dan kan sy na 'n plaas toe gaan, en sê net maar hulle, as die boer nou oor die koringlande gaan, of hulle het sulke ander goeders ook geplant, gars, wat ook soos koringkorrels lyk, jy kan dit kook in 'n pot en eet, of dit rooster, en toe sê die Here, as jy nie kos het nie, kan jy na daai plaas toe gaan, en sê net maar hulle sny nou al daai gars af, maar daar val per ongeluk stukkies, dan moet die mense dit daar los, en dan mag die arme mense dit optel, en dan mag hulle nie oral op die plaas alles afsny nie, hulle moet 'n bietjie los vir die arme mense, en die weeskinders, en die weduwees wat nou nie 'n man het nie, en so toe gaan Rut, toe sê sy vir haar skoonma, sê sy, ma, kan ek maar gaan, en na daai plaas toe gaan, en vra of ek daar kan gars optel. Toe sê hy, maar ja, asseblief, jy kan gaan. En toe gaan sy nou uit vroeg in die oggend. En sy kom daarso, en toe kom sy op Boas se plaas. Die oom se naam was oom Boas. En ek gaan nou meer van hom sê. En sy kom daarso, en sy begin optel, en sy dra so 'n sakkie, so of jy kan jou klere so vou. En dan gooi sy als hier in, en tel sy nog op, en sy het baie hard gewerk, en dit was warm. Dit is soos, het julle warm gekry in hierdie week? Die son was warm. Nou dink dit as jy heeltyd buite in die son werk. Sê nou maar jy speel cricket buitekant, in die son, of rugby, of jy speel net met jou maatjies. Ek het gister gesien, jy het met jou maatjies gespeel, in die son, dit was warm, hè? Nou arme Rut, nou werk sy heeltyd, en sy tel die gars op, en toe kom Boas daaraan, van die dorp af, toe kom hy op sy plaas, toe sê nou almal werk op die plaas, toe sê hy, hallo julle almal, die Here is goed vir ons, en toe sê hulle, ja, en mag die Here jou seën Boas, want jy is 'n goeie boer en 'n goeie baas. En toe sien Boas, maar daai vroukie daar, sy is nie altyd op die plaas nie. Toe roep hy sy voorman. Toe sê hy, voorman, wie's daai vrou? Hy weet nie, nee, jy weet. Toe sê die voorman vir hom, toe sê hy, nee, daai is daai vrou wat saam met Naomi gekom het, ek kan nie haar naam onthou nie, maar sy het gekom en toe sê sy, kan ek asseblief op die plaas kom, en net van die gars optel, dat ons kos kan hê? En toe sê ek van, ja, en sy het nog hele dag gewerk, van vroegoggend, heeltyd in die son, en sy het net so 'n bietjie gerus in die huis gegaan, dat sy 'n bietjie in die koelte kan wees. En toe gaan Boas na toe, en toe sê hy, hallo Rut, ek het baie van jou gehoor, almal praat van jou, en jy het regtig omgegee vir jou skoonma, want sy het niks, en ek het gehoor jou man is dood, maar jy is welkom, jy kan heeltyd hier op my plaas gars optel, en as haar koring is later, kan jy dit ook optel, dat jy kos kan hê. Toe sy so bly, sy buig sommer voor hom, en sy sê, baie, baie dankie meneer, jy is so gaaf met my. En toe sê hy van, nee, dit is nie dat ek so gaaf is nie, dit is omdat ek gehoor het, hoe jy omgee vir jou skoonma, en hoe jy aan ander mense dink, en hoe jy die ware God wil dien, en selfs van jou land af weggegaan het. En jy ken nie eers die mense nie, nou kom jy na hierdie land toe, en mag die Here jou beskerm. Jy is soos 'n kuikentjie. Het julle al gesien as kuikentjies as mense nou hoenders het, nê? En die kuikentjies hardloop so na die hoenderhen toe, dan maak sy haar vlerke so. Dan klim hulle so onder haar vlerke en maak sy dit toe.
dan is die hoendertjies veilig. Hulle slaap ook so. En toe sê Boas vir Rut, jy is net soos daai kuikentjies. Jy is so na God toe gehardloop. En nou beskerm God jou. En toe sê sy, baie dankie meneer. Toe sê hy, jy bly op die plaas, jy vat soveel korings soos jy kan optel, en jy hoef nie eers self water te skep nie. As die manne gaan water skep, dan kom drink jy net enige tyd as jy dors is, want ek weet is warm vandag. Sê sy, dankie meneer. En toe sit hulle later vir ete, sy het nog gewerk, en toe het hulle van daai koring, of daai gars, hulle rooster dit so op 'n vuur, en dan is dit lekker gebraai, en toe sê hy, vat vir jou, en toe eet sy, en sy het genoeg geëet, maar toe hou sy 'n bietjie oor van haar kos. Hoekom het sy oorgehou? Gaan julle nou sê. Ja, weet jy hoekom? Vir Naomi, ja. So later toe sy huis toe gaan die aand, het Naomi ook kos wat klaar gaar is, dan hoef Naomi nie kos te maak as hulle by die huis kom nie, of as sy by die huis kom nie. So sy het bietjie van dit gehou, toe werk sy verder, en uiteindelik toe gaan sy huis toe. Toe die son begin sak, want dit is gevaarlik in daai tyd, jy kan nie in die aand eintlik sommer so loop nie. En toe gaan sy huis toe, en toe sy met al daai gars by die huis kom, sommer so 'n sak vol. Toe sê Naomi, waar het jy dit alles gekry? Wat 'n plaas was jy? Toe sê sy, ek was by 'n plaas, die man het gesê, sy naam is Boas, toe sê sy, ek het vergeet, hy is familie, ek het skoon vergeet, en hy skatryk, weet jy, so hy kan ons help, ons is arm weduwees, en natuurlik is nie net dat hy ryk is en geld vir hulle kan gee, of vir hulle kos kan gee nie, hy is 'n baie spesiale familielid. Maar ek dink ek moet volgende keer bietjie meer daarvan vertel. Maar toe het Naomi vir gesê, bly net op sy plaas, dan loop jy saam met die vroue daarso en tel die gars op, en toe luister sy vir haar skoonma, want haar skoonma het gesê, as jy op 'n ander plaas gaan, onthou net, hierdie is 'n slegte tyd waarin ons lewe, daar kan iemand jou sommer aanval en slegte goed doen en jou seermaak. Sy ja ma, en toe het sy so aangehou tot die einde. Nou kom ek vertel julle eintlik sommer nou van daai storie. Daai wat ek sê van Boas is 'n baie spesiale familielid. So as jy baie arm geword het, soos Naomi, haar man het dood gegaan, nou het sy nie meer geld nie, nou het sy nie meer kos nie, dan kan daai familielid jou plaas wat jy gaan verloor, want jy het nou al jou geld verloor, hy kan daai plaas terugkoop, en dan verloor jy nie jou plaas nie. En Jesus is soos Boas, want ons is nou nie, ons sê nou miskien nie, nee, maar ek het nou nie klere nie, want almal van ons het klere aan vandag, maar ons lewens is nie reg met God nie. Ons is, kan ek vir julle sê, ons is geestelik arm. Dit beteken, ons kan niks vir God bring en sê, maar ek het daarom iets om te gee, nou moet ek hemel toe kan gaan nie. Ons kan niks vir hom gee nie. En Jesus kom, hy is Boas. Hy sê, ek sal dit koop vir julle, die ewige lewe. En toe kom Jesus en hy gaan dood aan die kruis, om die ewige lewe te koop vir ons. En nou sê hy, almal wat na my toe kom, en hulle sondes vir my bring, ek sal daai sondes, sal ek nie onthou nie, ek sal daai sondes vergewe, en ek gee vir jou die hemel, verniet die ewige lewe. Dit is 'n groot geskenk, en ons moet Jesus daarvoor vra, en dan gee hy dit vir groot mense, en vir kinders, vir seuns en vir dogters, vir ooms en vir tannies. Julle kan sit.